President Ramaphosa is nou 7 jaar lank die president. Hoekom daag hy hierdie jaar by Nampo op? Hoekom? Dis die eerste keer in 30 jaar wat beide die ANC se president en die adjunkpresident opdaag, ook die landse president en adjunkpresident opdaag by Nampo. Hoekom? En dan is die vraag baie eenvoudig. Indien president Trump nie sy vergrootglas uitgehaal het om Suid-Afrika in ons beleide geplaas het nie, sou hy hier gewees het. Indien daar nie 49 Afrikaners hierdie week in Amerika aangekom het op uitnodiging van die Amerikaanse regering, sou hy hier gewees het. Indien president Ramaphosa nie volgende week president Trump in die oog moet kyk en antwoorde gee en verduidelik in Amerika nie, sou hy hier gewees het. Die antwoord is nee, hulle sou nie hier gewees het nie. Ons is nie naïef daaroor nie. Om het verder te vat, adjunkpresident Mashatile het, soos ek het verstaan, gister by die gedenkmuur 'n ruiker gaan lê. Is dit nie korrek dat die ANC tot onlangs ontken dat daar iets soos plaasmoorde is nie? Die president self sê daar bestaan nie so ding nie. En ek dink, ons is nie dom nie, ons weet mos. Woorde is goed en wel, maar wat ons nodig het is dade. En daarom moet ek sê vir die president en die adjunkpresident, bewys vir ons met dade dat julle ernstig is. Julle hoef net 4 goedjies te doen. Niks baie nie, net 4 goedjies. Die eerste een is, erken dat kill the boer, kill the farmer haatspraak is, en tree op teen die opstokers daar rondom. Doen dit is verskriklik belangrik. Tweedens, erken die eiendomsreg van boere en van die landbougemeenskap en van almal op eiendom en doen weg met onteiening sonder vergoeding wat julle basies in gedagte het. In die derde plek, bring terug die kommandostelsel dat die landbouers en die plaaslike gemeenskappe, die platteland hulle self kan beskerm en verdedig. En die laaste een is, verklaar ook plaasmoorde en die geweld op die landbougebiede as 'n prioriteitsmisdaad en gee die nodige middele om dit te kan hanteer. Moenie vir ons mooi woorde kom sê nie, moenie kom sê ons om julle saamwerk nie. 4 goedjies, doen daai goedjies en ek sê julle ernstig opneem. Om te sê dat mense lafaards is totaal onvanpas en is 'n reuse flater wat hy begaan het. Niemand van ons kan oordeel wat die persoonlike omstandighede van daardie individue was en hoekom hulle daardie stap geneem het nie. Dis vir my verskriklik hartseer dat Afrikaners nie meer in hulle geboorteland wil wees en veilig voel nie en daarom na Amerika toe gaan. Ons moet hande vat aan die kant en alles in ons vermoë doen dat niemand ooit die behoefte het om die land te verlaat nie. Maar dan moet die ANC begin, hulle kan begin met daai 4 goedjies. Die feit van die saak is, die ANC is nie ernstig oor hierdie situasie. Dit word hoog opgegee, grondhervorming en grond dit en grond dat. Eerstens, die oorgrote meerderheid, nie net die meerderheid nie, 90% van swart mense smag vir na werk. Hulle wil 'n werksgeleentheid hê. Hulle soek nie die grond nie. Ons sien mos wat die statistiek en die data sê, wanneer daar grond oorgedra word, dan word dit verkoop of die manne sê, ons soek liewer die geld. Dit is waaroor dit basies gaan. Meer as 800 plase is in staatsbesit. Dra dit oor, wys vir ons, julle is ernstig daaroor, maar is nie ernstig daaroor nie. En dan weet ons, dieselfde adjunkpresident Mashatile wat gister hier was, het verlede week, of in hierdie week nog gesê, hulle gaan die onteieningswet gebruik vir grondhervorming. Dit is die werklike bedoeling. Vryheidsfront Plus sê onder geen omstandighede nie, ons opponeer dit, ons stel dit teestaan, ons mening is dat dit ongrondwetlik is die onteieningswet, ons wil dit aan die grondwet hof neem om dit te verduidelik. En snaaks genoeg, die Amerikaanse regering het dieselfde standpunt oor onteiening en sê daardie wet moet weg. Dit is absoluut buite orde wat hulle probeer doen. Op die oomblik is daar groot bekommernis of Amerika gaan hou by die AGOA-ooreenkoms in terme van die voorkeur wat Afrika lande het en Suid-Afrika die voordeel daarvan. Ek dink die werklikheid is dat AGOA is uitgedien, dis 'n ding wat nie meer gaan gebeur nie, maar Amerika is bereid en beskikbaar om 'n baie beter handelsooreenkoms met Suid-Afrika te onderhandel, mits hierdie ander probleme uit die weg geruim word. En ek weet, die president gaan nou volgende week Amerika toe, as hy dink, hy gaan doodeenvoudig bietjie probeer verduidelik dat alles by die huis reg is hy in vir 'n baie groot verrassing. Amerika het 'n paar ononderhandelbares, onder andere dat Afrikaners en boere moet beskerm word en veilig wees, dat minderhede se regte moet erken en beskerm word, dat onteiening sonder vergoeding van die tafel af moet wees, dat Suid-Afrika sy buitelandse beleid met Israel moet normaliseer en wegkom van al die goggas daar buitekant. En laastens het hulle ook 'n baie sterk standpunt oor regstellende aksie. En as dan daai goed nie voldoen kan word nie, het ons 'n probleem en gaan Suid-Afrika en ons almal 'n prys betaal omdat die regering kwaadwillig en moedswillig is. Kom ek vir jou sê, Nampo beteken nie net baie vir Suid-Afrikaanse landbougemeenskap nie. Hy beteken enorm baie vir Suid-Afrika. As jy gaan kyk, ek dink dit is in terme van belangrikheid, want hoekom? Dit is 'n absolute voorbeeld van uitnemendheid, van top perfek, die hoogste wat jy dit kan doen. Doen Nampo vir die landbougemeenskap. Maar die vraag is,
as ons dit kan doen in die landbougemeenskap, dan kan ons dit mos doen vir die hele Suid-Afrika. In elke sektor kan ons op dieselfde vlak te doen, mits ons die geleentheid gegee word om dit te doen. En ek kom kyk spesifiek, ek wil graag hier wees, ek wil tussen ons mense wees, ek wil hoor wat praat die mense, kom kyk wat die produsente doen, kom kyk wat al die verskillende produkte wat hier beskikbaar is. Dis 'n belewenis en ek is diep dankbaar ek was hier.